a safe place to share your fears. All brothers, we will catch your tears. We all have heavy hearts. Welcome to the Bro Goes On podcast. I'm your host with the most, Zach. Today I've got a very special guest with me. He is a brother, not just in the church, but he is a brother for me. Brother Angelo Jansen, my brother. That's the name. That's the name. Don't wear it out. Ja, ek het spesiaal vir u gevra hierso vandag. You need just move a bit to the back. Die vuur is lekker warm. Ek het spesiaal vir u gevra vandag om net so 'n bietjie saam met te sit en so 'n bietjie te gesels en sodat ons vir u 'n bietjie beter kan leer ken. And we don't only want to know who you are, but we also want to know what drives you. We want to know what inspires you. We want to know how you were inspired by others. And where you are now in the space that you are in, you are teaching young kids at church, in the Sunday school, giving them a bit of spiritual knowledge. So we want to know as much about you as possible. But the first question that I always ask, and that I ask everybody on the podcast, and you must answer as honest as possible. How are you doing? How are you doing is sounds like a simple question, but it has a lot of meaning. Yeah. Because sometimes people can tell you, I'm doing fine, but then mentally, you're not fine. Mentally, there's stuff that you have kept inside. Sometimes the past can catch up to you. Sometimes you do stuff to run away from certain things also. No. But for me personally, at this current moment, I didn't know what my future would hold. But one thing I can assure you is that where I am right now, this is where I need to be. And for me, mentally at this moment, I am in a state where I can say I have peace. Yeah. I'm going to tell you a little bit about my past. I grew up in Clark's State Elsies River. And I lost my father when I was at a very young age. I was about 8 years old. And I was raised by a warrior woman, Mary Jeanette Sampson. She did whatever she could. But as a boy, you always want to know what is outside. You know, because you have friends that have certain stuff that you don't. So now you get involved with the wrong crowd. You made decisions that at the end of the day, where I am now, I'm not proud of, but it's decisions that I made that actually made me stronger. Yeah. And for me, there was one thing that she taught me. It will stay by me forever. And that's one thing that I also teach the Sunday school kids. And the saying goes, vee vir jou deur, eerste, voordat jy vir iemand anders se deur gaan vee. En ek het dit nooit verstaan nie. Tot die dag wat ek trou en ek het my eie kinders. Toe het ek besef, alles gebeur by jou. As die ouer die regte sienswyse het, en die ouer is op 'n pad waar die ouer iets vir die kind kan vooruitgaan, dan weerspieël dit aan die kind. Dan sê jy dit, dat ons kan sien wie se kind is hy. Want dit is wat die ouer ingeplaas het in die kind. Dit is waarom die kind opgroei. En ek het nooit gebesef dat die deure wat sy vir my oopgemaak het, toe sy almal die dinge kon doen, wat ek nog vandag die seëninge daarvan kry. Ja. Verstaan? En dis hoekom ek kan sê, eerlikwaar, waaragtig kan sê
ek is at peace. Mm. Sien dat jy nou van mami so praat. Toe jy opgegroei het, het jy gevoel mami hou jou vas. Te veel vas. Sy is 'n bietjie overprotective. Ja, as gevolg van die area wat ek in groot geraak het. Ja. Nee, is gangsterism, drugs, as elke dag 'n gunskietery. En hulle skiet nog steeds. Maar sy het vir my aan die hand gehou. Ek het 3 keer by die dood omgedraai. Ernstig? Ja. Sjoe. Ek het 3 keer by die dood omgedraai. Maar die geloof wat sy het, dit het vir my teruggewoon. Sjoe. My ma bly op derde vloer. Nee? Ek het al geval van derde vloer. Reg af. My ma het voor die deur gestaan. Paramedics het gekom en hulle was besig om hulle daai silver lining om my gegooi. Toe het my ma gebid en my ma sê, Vader, as dit u wil is, bring vir hom terug en hy het nog niks vir jou gedoen. En hier sit ek vandag. Nou kyk nou daar, ek het nie sy geweet nie. En hier sit ek vandag. So ons sit letterlik nou vir die eerste keer en ons gesels nou oor die dinge. And I did not know that about you. Ek het dit nie geweet. Dit is iets wonders. Ek het besluite gemaak in die lewe wat vir my agteruit gesit het natuurlik. Sowel as geestelik, né? Maar as ek terugsit dan sê ek vir myself, ek moes dit gemaak het om te kan geleer het. Ja. Want anders het ek nie getuienis af. Verstaan? So ek kan nie vir iemand anders iets vertel wat ek nie deurgemaak het. Verstaan? Dit is hoekom ek altyd by die sonnaskoolkinders sê dat wat ook al jy aanpak, sit geloof daarbey. Maar is dit geloof wat jou red op die einde van die dag? Ja. Is niks anders. Want niemand kan jou lewe vir jou lewe. Dis korrek, ja. Dis net jy jouself. Ons het 'n saying gehad op die straat. En dit klink snaaks, maar tot op vandag toe gebruik ek dit nog steeds. Die saying was, as jy nie bou nie, dan breek jy af. Klink baie eenvoudig, maar dit baie kragtig ook. Of jy natuurlik bou, of jy geestelik bou. Nee? Of jy natuurlik afbreek, of jy geestelik afbreek. Maar as jy nie bou nie, dan breek jy af. Dit is die keuse wat jy het. So hoe het u God gevind? What drew you to en dis nou nie dis nou nie ou apostolie of enige iets. Dis nou net jou persoonlike verhouding met God, your personal journey with God. What drew you to that? Even before you got to experience now teaching kids at a young age at Sunday school. Wat het jou getref? Hoe het jou verhouding met die Here begin, so te sê? Wel, om eerlik te wees, is dat waar ek vandaan kom, het ek baie van my vriende, my kennisse, het ek baie gesien, tronk toe gaan. Baie van hulle het dood gegaan. En my ma het altyd vir my gesê dat die besluite wat jy maak vandag, né, is determine jou outcome in die future, man. Ja. Verstaan? En dit was altyd 'n dryfkrag vir my om te besef dat ek het nog vandag die voorreg. As ek opstaan in die oggend, dan het ek nog die voorreg om in die land van die lewe te wees. Want dat is vir my 'n bewys dat die God wat ek dien, né, hy is nog nie klaar met my nie. Hy het 'n purpose vir my. Verstaan? Ja. Want ek het nie wakker geword in 'n hospitaal nie. Ek het nie wakker geword agter tralies in 'n prison somewhere nie. Ek het nie daar wakker geword nie. Verstaan? En vir hom, om sy hand oor my te hou, vir hand van beskerming oor my te hou, is vir my 'n bewys dat ek is bevoorreg, want daar's vele wat nie daai geleentheid het nie. Verstaan?
My ma het altyd vir my, jammer dat ek so baie op my ma praat, want dit is my rolmodel. Verstaan? Ja. Sy het altyd vir my gesê dat jy sal nooit besef die genade wat die Here aan jou skenk nie, tot die dag wanneer jy dit nie meer het nie. Ek het een keer 'n program op TV gesien en die ouetjie sê iemand wat skoene het, né? En hy hou nie daarvan nie. En hy gee dit weg, want hy wil iets anders hê. Hy moet net stil sit en dink, hoe is die persoon wat nie het nie? Hy verlang na die eenvoudigheid wat 'n ander persoon vir granted vat, né? En dan gaan hy verder, hy sê, jy gaan daai selfde skoene wat aan jou voete is, gaan jy een kant te sit, maar die persoon wat die bene het, verlang die, net om een trappie te kan, om een tree te kan gee verder, om daar kan uit te kom. Verstaan? Hy sê, soms kere, dan is ons so vasgevange in 'n situasie, wat baie kere, jammer om het te sê, maar baie kere, ons het self ons aangeplaas. Yes. Verstaan? Maar nou wil ons bevraagteken, hoekom, waarom, wat het nie die Here nie meer vir my lief nie. Verstaan? Maar dan dink ons sit stil en dink dat ek het myself weer ingeplaas. Maar nou, God gee nou vir my 'n nuwe dag. So ek kan regmaak waar ek gefouteer het. Maar eintlik wil hy vir my leer om te sê, die is 'n wy vorentoe, vir jou om sterker te word, want jy moet deur die storm gaan, en die storm weggevat word van jou af. Nee? Die storm kan op 'n latere stadium weer terugkom. Ja, dis korrek, ja. Verstaan? Maar as hy nou deur die storm gaan, dan het jy 'n getuienis van wat jy deurgemaak het en hoe sterk God vir jou gemaak het om aan die ander kant uit te kan kom om die volgende persoon ook te kan help. En die mooiste van daarvan is, jy weet nie hoe die ander kant lyk nie. Verstaan? En dit is wat van my nader gebring het aan God, want ek het gevoel, ek was op 'n stadium waar ek gevoel ek is alleen. Niemand gee om vir my nie. En almal is verkeerd. Ek is alleen reg. Verstaan? Maar as jy hy sienswyse begin te omskep en jy vra vir jouself die vraag af, maar hoekom sou hy vir my so sê? Daar's 'n rede hoekom. As iemand vir my sê, die wat ek sien is blou. Maar ek wat aan die ander kant sit, ek sien dit as wit. Kan ek nie sê hy is verkeerd nie, want hy sien dit van 'n ander gedeelte af. Yes. Verstaan? Maar as ek omkom en sy sienswyse sien, dan gaan ons ooreenstem dat dit is blou. As hy omkom en hy sien my sienswyse, dan gaan ons ooreenstem dat die kante van my is wit. Ja. Nou verstaan ons mekaar. Verstaan? Maar as ons teen mekaar gaan beklei, dan gaan dit nie weer. En dit is waar ek gebesef het, my hardkoppigheid moet ek laat gaan, sodat ek gehelp kan word. Want as iemand alles bereid om vir my te help, is net vir my om die help te aanvaar. Ja. Want die help is daar buite. Is oral. Ek was op 'n stadium kwaad in die huis, né? Vir dieselfde moeder waarvoor ek so lief was voor, was ek kwaad omdat die moeder vir my gesê het nie vandag gaan. Ja. Want die gesegde sê mos dat jy ouers sien dinge wat jy nie raak sien. Dat is baie waar, ja. Dat is baie waar. En dan voel jy as jong man, kan nie vir my sê nie man. Die liefde is lekker buite. Verstaan? Ek wil nog hiermee sit. As Vrydag aand. Ja. Ek gaan uit vandag. Verstaan? Ja. Maar nou kom jy iets oor, dan sê jy, as ek maar net geluister het na my ma. Ja. Verstaan? Nou, dit het vir my nader gebring. Hierdie dinge wat ek deurgemaak het ek besef dat dit is hier 'n wy vorentoe. Maar weer eens wys dit vir jou, of vir ons as mans, hoe ons dink. Want ons dink nie in terme van die volgende dag nie. Ons is meer ge-worried oor nou. Ja. Kyk, vandag moet ek die kar regmaak, anders dan kan ek nie werk toe gaan nie. Vandag moet ek moet eet vandag, of ek moet iets doen vandag, sodat ek sterker kan wees vir môre. Maar wat gebeur as môre nie kom nie? What happens if tomorrow doesn't come?
all that effort and time that you put into that one thing is vir niks. Dis vir niks. Is vir niks. En die lewe is baie kort. En iets anders wat my getref het van u was om 'n lang storie kort te knip. U was in die sonnaskool. Kyk, ons albei is van die ou apostoliese kerk. U was betrokke by die sonnaskool. U en die vroutjie. En toe vat julle so break. vir my het dit gelyk soos 'n break. Dit was 'n Julle break. vat 'n break, nee? En wat het u het vir my gesê wat gebeur het en hoekom u teruggekom het na die sonnaskool. Maar vir die wat nie weet nie, net hy klein storieetjie. Dit het 'n verskil gemaak in u se lewe. Sê gou vir ons wat gebeur het of my skare. Kyk, in die break period, né? Wat gebeur het is die liefde vir die kinders het jy begin te aanraak. Jy besef die taak wat die Here vir jou gegee het, né? En die kinders kom na jou toe en hulle sê dit voel asof hulle ouers verloor het. Dit voel asof hulle 'n ma en 'n pa verloor het. En dit het vir my so hard getref. Want ek het nooit gebesef, ek as mens het nooit gebesef dat daar is 'n verskil wat ek kan bring in iemand anders se lewe. Verstaan? En ek het nooit gebesef dat kinders kyk so op na my as Angelo Jansen. En dit het vir my baie geraak. Want as 'n kind vir jou kom en 'n kind sê, ek voel asof ek 'n oor verloor. En 'n kind het nog 'n oor. Ja. Dan is dit 'n baie groot slag. En dit is Dis nie maklik nie. dit is nie die kind wat praat. Presies. Presies. Dis iets groter. Dit is iets groter as dit. betrokke daarso. En dit het vir my laat stil sit. En ek het my vrou het gesels en my kinders het gekom te by ons en gevra vir ons, kom asseblief terug. Kom asseblief terug. Nie dat hulle vir ons daar wil as mammy en daddy nie, maar hulle kan ook sien dat wat die ander kinders, die ander gemeente se kinders by die sonnaskool hoe hulle is. Net op dit. En jy gehuil toe die kinders hier by die deur aankom en hulle sê dit vir jou. Hoe? As 'n man, né? Jy Ja. probeer mos altyd sterk wees. Ja. Verstaan? Maar die traan het gerol. Mm. Ek is nie skaam om te sê dat ek huil vir my familie. Baie dankie, want ek doen dit ook. Ek is nie skaam om te sê. As vir my is dit is niks verkeerd daarmee. Ek ken van baie mense of mans altens wat hulle verkies om alles vir hulle self te doen. Ek was ook so op 'n tyd, maar toe ek het alles ingehou en toe kom daai dag toe breek het. En ek dink ek was op pad huis toe van die werk af. Ek het ook so deur 'n paar emosionele ups and downs gegaan. En ek kom by die huis en ek gaan sit langs die bed en al wat ek doen is net huil vir 20 minute in een. En ek weet nie hoekom nie. En my vrou kom in en sy vra vir my, maar what's going on? En ek ken hy huil. Hy huil wat maak seer, man. Hy is die enige wat getref het. En toe sê sy vir my, maar sy verkies dat ek iemand moet gaan sien. Ek is fine. Ja. I'm okay. Ja. I don't need to speak to somebody. En daar is nou weer ons my bors weer iets, Ja. you know, I'm puffing up. It's an ego thing, ja. Ja, ek is alright. Maar ek was nie okay nie. En ek moes deur hy stappe gegaan het. Ek moes vir terapie gegaan het. Ek moes gepraat het met iemand en dit het vir my sterker gemaak. Dit het my 'n beter mens gemaak. En die manier hoe ek dink ook is anders. Ek dink nou meer op 'n emosionele vlak, maar ek kan ook nou verskil van of ek kan nou ook nou sê kyk,
ek kan nou my emotions een kant sit en nou kan ek nou weer aangaan as 'n leeu. Die een ouetjie wat ook 'n inspirasie is vir my, sy naam is Jason Wilson. Hy sê daar gaan 'n tyd kom wanneer jy 'n lam moet wees en wanneer jy 'n leeu moet wees. Ja. Maar moenie 'n leeu wees wat net wil attack nie. You know what I'm saying? Don't just be aggressive, maar gaan in met liefde en be firm. So as simple example, as iets nog gebeur by die skool en hulle sê vir u, okay, Mr. Jansen, kyk ek dink u en die vrou moet skool toe kom, het nou iets gebeur. Jy los alles en is jou kinders. En daar gaan jy. Whatever the situation is at the school, whatever has happened there, jou kinders soek hulle pa, so daar is jy nou die lam. Jy moet nou vir hulle troos. Ja. En nou kom die leeu uit. Onderwyser, wat het gebeur? U was besig hierso. What happened? You were busy. Why did you not keep an eye on the children? Ja, Why jy did you moet not hulle do this? beskerm. Why did you not do that? Jy moet hulle Why did you beskerm. not protect them? Because they are under your supervision. What happened? Daar kom die leeu uit. So, jy moet nou so jou emotions regulate dat jy kan so te sê, hulle noem dit 'n comprehensive man. So, daar gaan 'n oomblik kom wanneer jy 'n leeu moet wees, daar gaan 'n oomblik kom wanneer jy 'n lam moet wees. Maar jy gaan nie jou alles verloor, jou kop verloor nie. Jy gaan in met, Oop sienswyse. ja, daar is iemand wat saam met jou loop. Dis die mooiste ding van my, van dit wat ek ervaar het. So, terug na Ise storie toe met die Sondagskool. Hoe het u gevoel na daai tyd? U sê u het 'n traan gestort. Daar's niks verkeerd daarmee. Ek dink julle is iets verkeerd. Eerlik. Want vir my was dit 'n bewys dat as man, nee, was dit 'n bewys vir my dat whatever ek mee besig is, of whatever God mee besig is deur my, as met die liggaam. Dis iets goed wat hy doen. Ja. Verstaan? En ook ons het 'n belofte gemaak dat ons gaan die ouer help. Omdat ek ook 'n ouer is, ons het die belofte gemaak dat ons gaan die ouers help om daai kinders aan die hand te hou. En ek moet my taak uitgedra het. En dat het my nie weer kom remind van my taak wat ek voor jaar gesê het. Verstaan? En my kinders het vir my gesê dat hulle is dankbaar vir die besluit wat ons geneem het. En toe gee my dogter vir my 'n vers, 'n Bybelvers, het sy my gegee. Ek daai Het 'n eie. sure. Maar dit is God wat die geopenbaar het. En die vers was Johannes 4 vers 4. God is groter as die Goliat wat jy beklei. So sy sê vir my, God will fight your battles. All that you have to do is just surrender. Dis al wat jy moet doen. Gee jouself oor aan God en God sal jou, hy sal alles beklei deur jou, vir jou. Moenie worry nie. En toe ons weer aansluit by die Sondagskool, toe kan ons sien die vreugde op die kinders se gesigte. Dat hier is iemand wat hulle vertrou, Ja. hier is iemand wat hulle voor lief is, en die ketting is weer vol. Verstaan? En hulle het ook gevoel dat die ketting is gebreek, maar die ketting is nog weer vol. Ja. En nou kan ons nog weer aangaan. Verstaan? En net die liefde wat jy ontvang van 'n kind af. Kyk, as 'n ouer, nou, jy kan maar wat 'n krep dag gee dit by die vet. Sodra jy instap by jou deur, en daai kind kom en hy kind gee vir jou 'n drukkie, en hy kind sê vir jou I love you. En dis alles oop. Hulle sê ons altyd, voordat jy in hy deur instap, los alles buite. Ja. Alles wat vir jou pla, alles wat te veel is vir jou, leave it outside. And then you go in, daar is jou vrou, of jou man, daar is jou kinders, en is net liefde wat rondom jou is. Nog 'n vraagie. Wat is die beste gedeelte in u opinie
wat is die beste ding om 'n pa te wees? Wat gee vir jou vreugde? Is dit om die kinders te leer? En ek praat nou van u kinders. Is it to teach your kids? Is it to that's so baie vrae, but what is the best thing for you about being a father? For me, the best thing is seeing a version of yourself within your child. Something that you know that, but I've done this before, man. You know, So die een het die attitude, yes. en die ander een is 'n bietjie meer sagter. Hulle is maar 'n split personalities. Ja, verstaan? ja, ja. Maar as altyd iets van jou. En dan kyk ek vir hulle so en dan sê ek vir myself, sonder hulle weet, leer hulle vir my, nee, dat hoe ek gewees het toe ek hulle ouderdom was, hoe vinnig die lewe verander het en wat ek nog tot in staat is om te kan doen deur wat hulle vir my leer. Maar vir my aan hulle kant oor te dra, net om vir hulle te sien dat hulle is gelukkig. Ja. Dit is my prys. Hoe het jy gevoel toe kyk, ek het die dag toe ek trou, daai hele week, daai opbouing tot die dag van die troue was, het was net senuweeagtig. Ek was baie nervous. En wat vir my getref het was, dit het eintlik gebeur toe ek sit, of althans hoe ek staan in die kerk en my vrou stap in en die vertrokke sê vir my, Zak, ek kan maar omkyk, sy lyk mooi. Ek draai om en die trane loop. En alles jy moet altyd as 'n man moet jy nie. Maak nie saak wat jy moet net deurdruk. Daar is die tyd om te huil. There's no time to cry. There's no time to sit and to think about this and think about that. You must just do what you need to do. But the day of my wedding, my brother, ek was in 'n ander wêreld. Ek was in 'n ander wêreld. Ek het gehuil toe ek sien hier kom die vrou. Sy het nou besluit. Sy gaan nou ja sê vir dit. Met al my nonsens. Met alles wat ek self deurgemaak het. Het sy besluit sy gaan nou vir my vat. Hoe het jy gevoel die dag toe jy nou besluit kyk? Nou gaan ek nou vrou vat. Weet my bro, Wat was die hoe dit gebeur? weet my bro, Ek stel belang in dit, hoe dit gebeur. in Klaartjiestyd, ek het vir die Here, Dit is mooi om te dink aan nou. ek het vir die Here gevra. Kyk, ek wil uit. In Klaartjiestyd het ek wou uit. Ek wou 'n nuwe lewe begin het vir myself. Ja. En ek het vir die Here gevra, stuur vir my iemand op my pad. Ek het gebid vir 'n vrou. Met trane in my oë het ek gebid vir 'n vrou. Ek wou altyd getrou het. Ek het eers geweet wat ek wou geword het na skool. Maar al wat ek wou geweet het, ek wil trou. Ek soek 'n vrou, ek soek kinders. Die res van die manne en die meisies in my klasse, hulle, ek wil 'n dokter wees, ek wil dit wees, ek wil dat wees, ek gaan 'n gap year vat, ek gaan oorsee, ek gaan seker weet nie wat ek wil wees. Hy weet hy wil net trou en hy wil 'n pa wees. So daai was alles wat vir my belangrik was. En ek was 17, 18 jaar oud. Nou sê jy vir my, wat is 17 jaar oud? Laat jy dink nou so ver uit. I want to be a father. I want to get married. Ja? Maar gaan nou verder. Die klinkt soos 'n die gaan 'n love story wees, né? Die klinkt soos Days of Our Lives. En ek het vir die Here gevra of by iemand te stuur op my pad. Iemand wat vir my kan opbou. Ja. Verstaan? En ek het my vrou ontmoet in Klaartjiestyd. Van sy familie in Klaartjiestyd. Okay. En ek en haar neef ons het saam voetbal gespeel.
En ons was een aand by 'n nuwe oujaarsaand vir partytjie. En toe het sy haar gekom by haar familie. En ons almal het nou haar geparty. En toe het iemand siek geraak. Asma. En toe gesels ek in sy toe. Sy is van Kraaifontein. Nee. Regtig? Ja. Sy het die groot geraak. Ek het nog nooit daar gesien in Kraaifontein. Sy het die groot geraak. En Small world. toe die Here vir help met my gesit. Okay. En dis die eerste keer wat ons mekaar gesien het. En ons het mekaar uitgehelp daardie aand met die asma situasie. En ons is nog steeds saam. Ons is die Here soos elke jaar. Wow. Want die Here het my iemand op die pad gesit. Verstaan? Jy het gevra daarvoor. Ja, en ek kan vandag eerlikwaar sê, die Here maak nie foute nie. En daar is mami se wysheid wat hier kom. Die Here maak nie foute nie. Toe ek my ma sê, mami, ek dink ek is nou reg om te trou. Sê my ma net vir my dankie vader. Ja. Dus ek by baie vir haar dat hy is nou jou probleem. Dit klink so eenvoudig, maar is baie mooi op die einde van die dag, because as ek dink aan wat ek en my vrou die paadjie wat ons geloop het, is ek het vir haar gesien in Voorsiening. Hier in daai tyd was dit Sanlam Center. Nou is dit nou Parow Center. Sy het vir Voorsiening gewerk. Ek kan nie eens onthou wat sy gedoen het daar nie, maar anyway. Sy het mos my vrou mooi oë man. My vrou mooi oë. Is die oë wat my getref het. Ja, it's all in the eyes, soos hulle sê. En ek het so 'n bietjie rondgestap, amper asof ek iets soek man. Maar ek het ook nog 'n vriendin gehad wat daar gewerk het. So ek kom van college af en spring ek sommer daar af en gaan loer ek in, dan sê ek hulle, spring ek weer op die trein, dan gaan ek huis toe. En nou sien ek mos nou vir haar. En ek kyk die vroukie so en ek sê, die girl ek mos, you know, yummy. Ja. Sy lyk mooi, sy lyk goed. En ek het so 'n bietjie senuweeagtig geraak, maar long story short, kyk waar sit ons nou. En sy is my eerste meisie. Kyk, ons was saam vir 'n tydjie opgebreek, omtrent so 19 jaar. Niks van mekaar gehoor of gesien nie. Net lieg, ons het een of twee keer het ons mekaar gesien in die mall en so, maar is maar net so in die verbyloop. Like, jy kan nie eens hallo sê nie. Ja, ek verstaan. As jou ex, kan jy hallo sê nie. Wat maak jy, you know? En toe besluit ek net eendag, ek gaan nou vir haar boodskap stuur. Na die 9 jaar, 10 jaar gap. En sy het toe geantwoord. Gelukkig is die telefoonnommer verander. Dat was op Facebook. Okay. Dat was op Facebook. Ek het nie eens haar nommer meer gehad nie, maar die mooiste ding vir my was in terme van ons verhaal was nie die manier hoe dinge gebeur het. Kyk, toe ons opgebreek het die eerste keer, ek het letterlik in my kar ingeklim na die huis gery in Bellville waar hulle gebly het. En ek het 3 keer na die huis toe gery. Maar wat maak jou ex-boyfriend by die huis? You know what I'm saying? Imagine sy het nou die deur opgemaak. Wat sal ek gesê het? Ek weet nie. Ek sal seker maar net vergifnis gevra het, maar whatever gebeur het tussen ons, you know. En ek ry die eerste keer na die huis toe, ek sit in die kar. Ek klim nie uit nie. 'n paar weke later doen ek dieselfde ding. Klim nie uit nie. Die derde keer ry ek na die huis toe, ek klim uit. Maar nou, daar is mos 'n safety hek en dan die deur. En die klokkie. Ek kom by die klokkie uit, maar die klokkie werk nie.
En ek hoor die radio speel daar in die huis. So daar is iemand by die huis. Maar ek kan ook nie klop nie, want die afstand tussen die deur Safety hek is. en die safety hek, So my arm is te kort. Ek kan nie by die deur uitkom nie. En ek klop aan die venster by die voorkamer. Daar's niks nie. Ek weet mos waar haar kamer is, maar klop ek by haar kamervenster. Niks nie. Klop by die ma se kamervenster, niks nie. Okay. Ek klim in die kar en ek ry toe. En ek het eers vir haar die storie vertel toe ons nou weer by mekaar kom. Maar die mooiste ding vir my was, kyk hoe die Here vir ons weer by mekaar gebring. Na al die tyd, amper 10 jaar, sonder enige kontak. En nou trou ek nou saam met my eerste girlfriend. En nou het ons kinders saam. En die mooi ding is die Here het ingetree. Ja. Daar kan iemand anders gesê het, Zek, gaan. Maar ek het die besluit gemaak. Kyk, ek het die besluit gemaak sonder om enigiets anders te dink. Ek het net gesê, kyk nee, ek kan nie die goose laat gaan nie. Presies, en sy is myne. Sy is myne, Sy is ja. myne. En nou soos vastgeheg aan mekaar. Dat she can't get rid of me. She can't get rid of me. I don't want to get rid of her because ek het gesien, deur alles wat ek deurgemaak het, staan sy by my. En dit is die mooiheid van iemand het vir my gesê, of dit is iewers in die Bybel in, om het kort te kap, as jy trou, dan glimlag die Here op jou trou. It's a union. Ja. That is what God wants for us as men, to be married, to have the opportunity to move forward, to get out of the house, and to because a man must take a wife, and he must leave his family. Nie noodwendig die hele familie agterlos, but he must leave his family in a spiritual sense as well. Leave the family and Go and create his own, ja. he must live a life that is godly, because marriage is a covenant. It's a bond, it's a covenant. En ek het ook iets anders gesien die afgelope paar maande. Toe my beste vriend besluit, hy gaan nou sy girlfriend vra om te trou. En hy het klomp girlfriends gehad en so, maar hy het altyd vir my gesê, hy sê vir my, Zach, I admire your relationship with your wife. And ek sê vir hom, why? Hy sê, nah, man, it's just something about you. It's just something about you guys, the way you speak to each other, the way you carry yourselves and so on. En vir my was dit 'n bietjie moeilik, want ek soek nie al die aandag van jou af. And I don't want admiration, I don't want attention, I don't want, ek is nie, as dit kom by iets wat so mooi is, is maar net normal vir my om dit mooi te hou. Presies, ja. Kyk, jy het 'n watch op jou arm. Jy het 'n watch op jou arm. Hoe oud is daai watch? Wat 4 jaar? Is daar enige krap op die watch? Nee. Maar ek gaan kyk daarna, ja. Is that not marriage? You're gonna Precies. look after it. Presies. You're gonna make sure that nothing comes in between and nothing breaks. Yes. So dat is wat hy seker bedoel het. I admire your marriage. I admire the fact that you are the type of father that you are doing what you are doing. En vir my was dit so mooi. En hier draai die man om en hy sê, I'm gonna ask my girlfriend to be my wife. I'm gonna propose. Ek sê, yes, man, ek is nou happy. Ek is happy vir die man. En Dis die inspiration hy wat het mense sy hele mindset, en dit is wat hy vir my gesê het, sy hele mindset het geshift toe hy besluit het, nee, wag, dis die vrou van my. Dis trouvrou die. Hy was die woorde, dis trouvrou. Ek gaan nou plan maak, because net toe kom iemand anders. En kyk, waar is hy nou? Sy hele verstand is omgedraai. He thinks differently. He does differently. Hulle doen letterlik alles saam.
Hy's my beste vriend. Ek is nie meer daar nie. Ek is nog steeds daar. Maar ek kan nou nie meer daai paadjie stap saam met hom toe ons nou jonger was. Ja. Daar is nou iemand anders. So ek moet nou so te sê, I must not take a step back because that is now his journey. En vir my is dit een van die mooiste dinge as 'n man besluit kyk en ek gaan nou my lewe verander. Ek gaan nou trou of ek gaan nou dinge anders omdoen. En die ander ding wat ek wil vir u gevra het is in terme van 'n man wees. Wat beteken dit vir jou? What does masculinity mean to you? Kyk vir my as ek en jy gesels nou so mooietjies, né? En ek ken nie vir jou nie. Ek het eers jou storie geken. Ek het nou vir die eerste keer het ek nou jou storie gehoor. Maar vir my ek is 'n sagte mens. So masculinity for me would be daai mannetjie daar binne, my pa. Want ek weet nie of jy gesien het nie. Hoe hy loop, hoe hy homself Oordraai. Ja. verstaan jy? Die manier hoe hy dinge doen. That's a man's man for me. Hy is 'n man. Nee. So maar op dieselfde tyd is hy ook baie sag. Maar niemand sien dit nie. So hy ek sal nie sê hy steek dit weg nie, maar hy weet net As 'n balance. wanneer om As 'n balance wat hy het. ja, soos ek vroeër gesê het, hy weet net wanneer om 'n lam te wees Ja. en wanneer om 'n leeu te Om 'n wees. leeu te wees. Ja. So wat beteken dit vir jou? Masculinity. What does it mean? Hoe draai jy vir jouself as jy in 'n vreemde omgewing is? You know, 'n werksomgewing, verstaan jy? En daar's net mans daar so. How do you then carry yourself? What type of man are you when you are out in the world? Wel, die eerste stap wat ek doen elke dag, in die oggend, né? As ek opstaan, as ek wakker word, né? Dan sê ek eers 'n dankie vir die Here dat hy vir my deurgedra het deur die nag. En wat ook al hy in store het vir my in hierdie dag, dat dit geseën sal wees dat hy altyd die pad saam met my sal stap. Nee. En dan doen ek my gebed vir my familie. Sodra ek by werksplek intree, dan doen ek weer 'n gebed dat die Here vir my moet dra deur die dag. Yes. Nee. Maar wat elke obstakel wat ek deurmaak, vir my is masculinity van eerstelik moet ek besef, as ek begin praat van die werksgebied, eerstelik moet ek besef hoekom ek daar is, né? Wat is die rede dat ek daar is? Is om brood op die tafel te sit vir my familie. Hy is punt nommer 1. En dan punt nommer 2 is wat bring ek tot by die maatskappy? Wat bring die maatskappy tot by my? So my masculinity gaan dan wees by my natuurlike werksplek om te verskaf wat ek moet verskaf. Yes. Verstaan? By die huis is my masculinity om te protect wat ek het. Verstaan? En te help waar ek kan. Ja. Ek is ook 'n baie sagte mens. Glo my vriend. Ek kan dit aanvoel. Glo my vriend, ek is 'n baie sagte mens. As 'n tyd vir beklei en 'n tyd vir stilraad. Verstaan? Ons beklei nie meer fisies nie. Ja. Ons beklei nou met gebed. Waar ons nou bid. Verstaan? Vir verbetering, Ja. vir verandering, vir 'n verskillende sienswyse, sodat daar groei moet wees by die volgende persoon, Ja. sodat God moet intree. Verstaan? Dit is vir my masculinity. Want masculinity vir my persoonlik word nie gedecide op wat jy het nie, is wat jy kan gee. Want giving is better than holding on to it. Want as jy gee, dan het jy niks meer nie. So dan kan jy weer ontvang, Ja. om weer te gaan gee. Jy weet of dit sin maak. Dit maak sin vir my. Verstaan? Dit maak sin vir my. Maar as jy een kind by die sonnaskool, ek het hulle gevra, of gee jy vir iemand 'n drukkie? Gee jy vir hom 'n drukkie met toe aan? Sê hulle vir my nie. Sê hulle vir my, hulle maak jou hande oop en dan pet sy vir hom op jou rug. Te sê dankie of hello of I love you. Te sê presies so jou hande is oop. Nee, so nou jy jou liefde gegee. Ja. Nou omdat jy klaar gegee het, gaan jy die liefde terug ontvang. Ja. Jy gaan iets terugkry. Nou dit is masculinity vir my. As om die volgende persoon te help as 'n man, moet ek bereid te kan wees om van my perd af te klim.
En te kan gee, sodat ek weer terug kan kry. Ja. Want iemand anders het dit weer nodig. Hmm. Nee, Dit is hoe ek dis waar wat jy sê. So. Kyk, ek weet nie wat die moeilike ding vir my is as dit kom by mental health nou weer. Hoekom is ons geneig om vas te klou aan alles? Ons wil net alles vir onsself doen of kyk, ek het gisteraand toe het een van die plugs hier in die huis. Hy het net ophou werk en toe tree die man in. The man in me came out. No, we need to sort this out. We need to get the electrician. En my vrou is net Zachary. Hoe nou? Wat gaan ons nou doen? No, it's fine. I'll sort that out. Don't worry. I've got this. Verstaan jy? Daar kom die man nou weer. Daar kom die masculinity nou weer. Daar is ek nou weer om te daai ou. Verstaan. Maar die manier hoe ek dit gedoen het, en toe sit ek gister, althans vandag, en ek sit, en ek dink so 'n bietjie, maar miskien was ek 'n bietjie aggressief in my approach, in die manier hoe ek dit gesê het, want nou moet die man nou intree, because iets het nog gebeur hierso, en ek kan nie laat sy dit doen nie, you know, ek grap altyd met haar, en ek sê, what are you gonna do if I'm not here? I say altyd vir my, don't say it. I don't know what I'm gonna do without you. Dan weet ek nie, ek het reg gevat, joh. Presies, ja, presies. Ek het reg gevat. So, vir my, ek moet ook leer, en ek remind myself nou weer daarin, ek moet ook leer om 'n bietjie meer sag te wees. Ek moet ook leer om 'n bietjie meer, ja, ek dink snappy is hy happerig. Ek moet op 'n happerig wees. Maar soos jy gesê het, alles as jy in 'n sekere situasie is, dan is alles nou skielik 'n probleem. So as ek nou 'n koppie koffie gedrink het en ek gaan en ek spoel die koppie uit en so aan, hier kom Kiete nou met, hy's nou klaar sy noedels geëet en hy los die bakkie net daar so. Hey, kom, sit. You know? Dit gaan nie werk vir hom nie. Presies. Hy's 'n kind. En op die einde van die dag gaan hy miskien daai voorbeeld vat, net daai klein voorbeeld vat. Dan kom hy uit by sy vrou of sy kinders en hy doen dieselfde wat ek gedoen het. En dit gaan nie werk nie. Hy moet 'n lam wees. Ja. Maar nou kyk, nee, as Kieten nou sy bakkie noedels sou daar sit en wat hy skoon gemaak het, en my broer raak nou aggressief of die toon verander. En Kieten draai nou om. En hy sê, sorry Danny, I didn't mean to. En nou gee jy veel wat druk het. Sagte. Maar wat het dan gebeur? Wat dan gebeur is, hy het vir jou ontferm met liefde. Ja. Verstaan? So die liefde het hy kwaad weggehaal. Dis So as waar, ja. ek kwaad raak, as man, ne? Dan gaan sit ek buite. As jy my vrou van my kinders, los die man. Geef hom so 5 minute. Gaan jy sien jou pa gaan My vrou doen nie dieselfde. Gaan jy sien jou pa gaan weer, want hy is jou pa te vriend mens. Ja, sy sê altyd van, as ek nou 'n bietjie emotional is, as jy, no, leave daddy alone. Just give daddy a couple of minutes. Hy het sy tyd nodig. Daisy, ons het reg gevat. Ons vrouens hulle kyk. Ja, ook nie die manne sien. En dis ook die mooi ding van om getroud te wees, is dat jou partner of jou vrou, hulle vat notisie. Hulle kyk, is die man okay? En daar was 'n tyd toe sy vir my gevra het, sê ek, "Are you okay?" Dan bly ek stil. "Are you okay? Are you okay? Are you okay?" Raak ek mos nou geïrriteerd. Dis fyn, dis right, maar ek is nie. Presies, ja. En ek het tot by hy stadium gekom waar ek kan nie meer dinge van myself. Ek moet praat met iemand. Presies, ja. Ek moet praat met iemand. En ek het vir 'n lang tyd nie saam met haar gepraat nie. En iemand het my geleer. Iemand het vir my 'n bietjie advies gegee. Dis hoekom ek sê altyd ek het baie goeie mense rondom my
En u is nou binne in my kring in, né? U is binne in my kring. Baie dankie man. Ja, sê. Dit is 'n invite dit is 'n invite nodig in my sirkel. En ek sê altyd kyk die geselsies wat ek doen met mans en so aan is net nie vir my nie. As vir ander mans ook. Ons weet nie wat ons 'n conversation daar buite gaan doen vir iemand anders. Presies. So daai stadium toe ek nou bietjie stil was en ek sê nie waar die dinge nie. Het iemand van my gesê, Zachary, jy moet oopmaak. Die vrou was gestuur vir jou. Presies. Sjoe. Ek het die Sudan gedink. Maar nou is my sienswyse heel anders because I think differently. I talk differently. Ek loop ook anders because die Here het besluit dat die is nou my vrou. Ja. Die is my kinders. En die mansmense rondom my kan nou vir my sê, brother, stap daai kant toe, nie daai kant toe. Daar is gevaar. Daar is die blomme. Gaan sit daai kant. Los daai kant. En kyk, 'n man is 'n refleksie van sy vrou. En 'n vrou is 'n refleksie van 'n man. Ja. As sy aan die pad loop, gaan hulle sê, "Maar hy is Zachary se vrou." Verstaan? En as 'n vrou aan die pad gaan loop, dan gaan hulle sê, "Nee, maar hy is Lorraine se man." It is what it is. Net so 'n laaste ietsie. Is daar enige iets wat jy wil sê vir enige iemand daar buite wat miskien deur 'n moeilike tyd gaan, spesifiek die manne? Van my advies, as jy advies wat ek ontvang het, nee, is vat dit dag vir dag. Don't overthink it. Ja. Don't overthink it. As jy 'n probleem het, praat. Daar is help. Sommige keer as ons as mans dan is ons skaam. Ons voel, ek kan nie met daai ene praat, ek het nie geld vir 'n srinkie. Sommige keer het jy nie 'n srink nodig nie. Die antwoord lê altyd by die ene wat jy nie min praat. Ja. Die ene wat jy verbystap. Daai is jou antwoord. Ja. Want dit ding wat vir my baie kwelde is die feit dat baie mense is nog altyd op die gedagte van ek is beter as die ander een. Maar is beter as daai persoon nie, is maar net die besluite wat jy geneem het miskien het vir jou in 'n beter situasie geplaas. Maar dit wil nie sê dat daai persoon het nie 'n droom gehad nie, of hy het nog steeds nie 'n droom nie. Dit is net die omstandighede is verskil. Ja. Verstaan? Maar dit is waar die antwoord lê. Want as ons nog nie gesels het met mekaar, so ons ek mekaar kon gehelp het. Dis waar, ja. Dis baie waar, ja. So my advies is nog steeds praat. Kommunikasie is Baie belangrik. baie belangrik. En vir ons veral ons getroud is. Praat. Dus ons het dit nodig. Praat. Sê vir jou vrou, vandag voel ek lekker. Want dit is wat vir my pla. Ja. Ongeag of het miskien 'n bietjie seer gaan maak, maar dit moet uit. Dit moet uit, ja, definitief. Dit moet uit voordat dit vir jou opeet van binne. Ja, nee. Want ons as mansmense kan alles verloor in 'n kort tyd wat jy self opgebou. Dis 'n hele ander episode dit. My broer, ek sê vir jou baie dankie. Dankie dat jy vanaand gekom het. Dankie dat jy so oop was en so bereid was om te deel. En ek sê vir u weer eens baie Was 'n groot plesier. Hooplik is dit die laaste keer. Nee. As jy dit omstandighede is toelaat. Alles wat mooi is wat. Baie dankie alles hier op die pas voor toe. Dankie.